Goeiemôre en baie welkom by nog 'n digitale diens van ons gemeente. Vandag wil ek met jou praat oor die wederkoms of die eindtye of as hy weer kom. En die laaste tyd was dit baie in die nuus en ek het gedink dit sal miskien goed wees om so 'n bietjie daaroor te praat. Wat ek wil sê is dat ek het baie navorsing gedoen oor die onderwerp. En op die ou end het ek my inspirasie gekry by een van Stefan Joubert se preke. So baie van die goed wat ek vandag gaan sê, ek gaan kom uit 'n preek wat Stefan Joubert baie onlangs gehad het. Hy het 6 punte in sy preek gemaak en ek gaan 'n 7-1 byvoeg. Maar dit is natuurlik met my flavour in dit in. En mag die Here vir ons genade gee om sy woord suiwer en in waarheid oor te bring. Kom ons bid saam. Here my God, o Heilige Gees, dat ek u woorde vandag suiwer sal oordra. Dankie vir u genade en dat u ons almal gebruik in Jesus se naam. Amen. Wat maak ons met al hierdie dinge van die eindtye en Jesus wat terugkom en datums wat voorspel word ensovoorts. Wel, daar's 'n aanhaling van Augustinus wat my geraak het in die laaste tyd. In Latyn sê dit in necessaris unitas, in non necessaris libertas, in omnibus caritas. In Engels vertaal, in the essentials there must be unity. In the non-essentials, there must be liberty, and in all things, there must be charity, of in all things, there must be love. Wat sê hierdie aanhaling vir ons? Hierdie aanhaling sê vir ons dat in die belangrike goed moet daar eenheid wees. Met ander woorde, Jesus Christus het aan die kruis gesterf, deur die graf gegaan, uit die dood opgestaan en in die hemel opgevaar. Dis die basics. God het die hemel en die aarde geskape, die basics. Daar moet eenheid in dit wees. En die dinge wat nie so in die kern lê nie, moet daar vryheid wees, liberty. Maar in alles moet daar liefde wees. Ek gaan dit so probeer verduidelik met die beeld van 'n trampolien. So, 'n trampolien bestaan mos, is die trampolien wat ek ken, bestaan uit 'n ronde mat en 'n raam, en dan is daar 'n springs wat tussen die raam en die mat mos inkom. Jy ken mos dit. Nou kom ons sê dat die mat van die trampolien is soos Augustinus sê, die essentials. In the essentials there must be unity. Dit is die kern van die evangelie. Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, uit die dood opgestaan het en in die hemel opgevaar het, God wat die hemel en die aarde gemaak het, daai goed. Dit is die mat van die trampolien. Ons spring op hierdie trampolien. Ons het vryheid daar binne. Die springs is die randgoed. Soos die doop en die nagmaal, verskillende denominasies, verskillende sieninge oor die eindtye. Die springs is belangrik, baie belangrik. Maar dit is nie belangriker as die mat nie. Daar kan 'n paar springs uitgaan. Dan kan die mat nog steeds werk, maar al die springs kan ook nie uitgaan nie. En ek hou nogal van daai beeld. Partykeer is ons geneig om randgoed kerngoed te maak. En dan is daar moeilikheid. Nou, Stefan Joubert het in sy boodskap het hy 6 punte gemaak, en soos ek sê, ek wil 'n 7de byvoeg, en ek wil dieselfde 6 punte maak. Die 6 punte is as volg. Die eindtye is Jesus se tyd, nommer 1. Nommer 2, daar is slegte dinge of slegte mense in die eindtyd.
Nommer 3, die Bybel ken nie iets soos 'n voorlopige tyd waarin almal hemel toe gaan nie. 4de punt, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. 5, die wederkoms is die verwelkomingsdag vir God hier op aarde. 6, op die dag van die Here gaan ons as kerk hom, God, baie trots maak. En dan die 7de punt wat ek byvoeg is, ons het al reeds 'n stuk van die hemel nou hier op aarde. Maar kom ons lees saam Matteus 24 van vers 32 af waar Jesus self hieroor praat. En jy sal hoor, vir my is dit glashelder. Glashelder. Kom ons begin by vers 32. Leer dit van die vyeboom as voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle, die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is voor die deur. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader weet dit. Net soos dit in die dae van Noag was, so sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was en totdat die sondvloed gekom het en hulle almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal 2 mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Die eerste punt, die eindtye is Jesus se tyd. Dis nie die duiwelse tyd, of die wêreld se tyd, of oorlog se tyd, of mense se tyd, of mense wat dit voorspel se tyd, of die bose se tyd nie. Dis Jesus se tyd. Net hy weet wanneer dit kom. Net hy bepaal wanneer dit kom. Net hy is in beheer van wanneer dit kom. En hy gaan dit nie in iemand se oor fluister nie. Dis nie wat hierso in Matteus 24 en op die ander plekke in die Bybel staan nie. Daar staan duidelik dat dit onverwags gaan kom. Die Seun van die mens kom op 'n uur dat jy dit nie verwag nie. En daardie dag gaan oor Jesus gaan. Dit gaan oor sy verheerliking gaan. Dit gaan oor sy besluit gaan. En wie is Jesus? Jesus is God en God is liefde. Daarom is die eindtye nie iets wat ons moet bang maak nie. Dis iets wat ons moet onseker maak nie. Dit is Jesus se tyd. Dit moet 'n tyd wees waarna ons uitsien. Dis die tyd wanneer Jesus se lig na hierdie wêreld toe sal kom. Johannes 1 vers 4 en 5. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die eerste punt, dit is Jesus se tyd. Die tweede punt, daar gaan baie slegte dinge en slegte mense in die eindtye wees. Wanneer is die eindtye so by the way? Wel, ons het nou klaar gesê, dis Jesus se tyd, dis God se tyd. Die eindtyd is nou. Onthou net, as ons na God kyk, dan kyk ons nie na kronos tyd nie, kronologiese tyd, daar's 2 woorde vir Grieks in Grieks vir tyd. Kronos tyd, kronologiese tyd, die jaar 2000, die jaar 1000, 3 uur, 12 uur, kronos tyd. En dan is daar kairos tyd, God se tyd. Ek weet nie hoe werk kairos tyd nie, maar vir my werk dit so, God sit gister, vandag en môre en 12 uur en 3 uur en 1 uur, alles in dieselfde bak. So die eindtyd is 'n stuk tyd. Is 'n stuk tyd. Dis soos as ons die Kersverhaal lees, dan sal ons lees toe Sirenius die gouverneur was, toe het Jesus gebore, of in die tyd van keiser Augustus, of my oupa sal gepraat van die tyd van die groot griep, of die tyd van die oorlog. Dis 'n stuk tyd.
tussen wanneer Jesus gekom het en wanneer Jesus weer kom. 'n tussentyd, 'n tyd van 'n reeds en 'n nog nie. Die eindtyd is nou. Die eindtyd is nou. Die eindtyd is ook in die Nuwe Testament. Want dit staan duidelik, Jesus sê dit daarso in Matteus 24, nog in hierdie geslag sal hierdie dinge gebeur. Die eindtyd was in my oupa se tyd, wat 'n hele klompie jare terug huis toe gegaan het na sy ewige woning by sy vader. Die eindtyd kan miskien my kleinkinders se tyd wees, of miskien nie, miskien kom Jesus nou. Want wanneer kom Jesus? Enige oomblik. Jesus kom enige oomblik. Ons moet altyd vir hom gereed wees. God werk met ander dimensies. God is boetyd. So in die eindtye, dis nou eintlik die tweede punt, is daar slegte dinge en slegte mense. Daar gaan 'n anti-kris wees. En daar gaan oorloë en gerugte van oorloë en slegte dinge gebeur. En ons sien dit. Ons sien dit. Wat is die anti-kris? Die anti-kris is hy wat teen Christus is. Wat God verloon, wat Christus verloon. En daar is 'n anti-kris. En die bose hou nie van hierdie eindtye nie. Die bose wil ons nou nie hê dat ons na ons Vader toe moet gaan in liefde en harmonie by hom moet wees. Die bose wil ons nie hê dat hierdie 'n goeie tyd moet wees, die tyd van tussen Jesus se koms en wanneer hy weer kom. So hy gaan slegte dinge bring, hy gaan slegte mense bring. Hy weet sy tyd is min. Hy probeer almal verlei, maar dis Jesus se tyd. Weer Matteus 24, moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. So in die eerste plek is dit Christus se tyd. In die tweede plek sal daar slegte dinge en slegte mense in hierdie laaste tye gebeur. En in die derde plek, die Bybel ken nie so iets soos mense wat voor die tyd hemel toe gaan nie. Ons almal gaan saam met Christus in die nuwe hemel en die nuwe aarde wees. Christus wil nie hê dat ons uit hierdie wêreld moet wees nie. Christus wil juis sê ons moet in hierdie wêreld wees, want wat is God se doel? God se doel is liefde en hy wil hê dat almal gered moet word. Daar staan ook in die woord dat God stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Nee, hy wil hê dat almal gered moet word. Hy wil eers hê dat almal moet hoor. So, dit is God se hele doel. So, dit sal nie sin maak vir God om sy kinders uit hierdie wêreld uit te onttrek nie. Hy wil juis sê ons moet in die wêreld wees. Johannes 17 vers 13 tot 15, maar nou kom ek na u toe. Dis Jesus wat bid, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap en al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. So God het juis hemel toe gegaan en vir ons die Heilige Gees gestuur, sodat ons juis hier op aarde moet wees. Die aarde moet juis vir ons 'n goeie plek wees. Die aarde is juis die plek waar God wil hê ons moet wees. Die aarde is tog God se. Die aarde is nie die bose se nie. Ons moet nie in alles in ons probeer om hierdie aarde te ontsnap nie. God het hierdie aarde gemaak en God wil tot die einde hier op die aarde wees. En hy wil hê ons moet tot op die einde hier op die aarde wees, sodat ons vir almal van hom kan vertel, net so terloops as ons Openbaring gaan lees, dan sien ons nie na die aarde hemel toe gaan nie, ons sien nie teenoorgestelde, ons sien na die hemel aarde toe kom. So ons moet nie almal wil wegvlug van die aarde af nie. Ons moet nie wag vir die volgende vlug om hemel toe te gaan nie. Ons moet juis hier wees en ons moet juis hier lewe. En ons moet juis hierso 'n verskil maak. Iemand het eendag vir my 'n aanhaling gesê wat by my vasgesteek het. Die persoon het gesê, some people are so heavenly minded that they are of no earthly good. Some people are so heavenly minded that they are of no earthly good. Mag ek nie so heavenly minded wees dat ek of no earthly good moet wees nie. Maar ek moet gefokus wees op die hemel. Ek moet my skatte in die hemel bymekaar maak, maar ek maak dit hier op aarde bymekaar. Dis wat God wil hê ons moet wees. So, net om weer saam te vat, die dag van die Here is Jesus se. Daar gaan antichriste wees, slegte tye. Daar gaan nie 'n
voortydige tyd wees wat ons gaan hemel toe kon gaan nie. En dan die vierde punt, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. 1 Tessalonisense 5 vers 2, wat net so tot 50 na Christus geskryf is, die boek 1 Tessalonisense, en wat na alle waarskynlikheid die eerste boek is in die Nuwe Testament. Die kronologie van die Nuwe Testament, Matteus tot Openbaring, sê nie van die jongste tot die oudste boekie, dit is nie so saamgestel nie. Na alle waarskynlikheid is die eerste boek in die Nuwe Testament, 1 Tessalonisense 5 vers 2, so in die eerste boek sê God, jy weet self maar al te goed, dat die dag van die Here onverwags kom, soos 'n dief in die nag. Onverwags, soos 'n dief in die nag. En na alle waarskynlikheid is die laaste boek wat geskryf is, 2 Petrus. En daar staan ook, in 2 Petrus 3 vers 10, maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot geruis verdwyn. Die hele liggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Wanneer kom Jesus? Jesus kom enige oomblik. So om weer die punte te maak, want ek wil so graag hê jy moet dit onthou. Die dag van die Here is Jesus sin. Daar gaan antichriste en slegte tye wees. Daar gaan nie 'n voortydige tyd wees wat ons hemel toe gaan nie. Die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. En dan die 5de punt, die wederkoms is die verwelkomingsdag van God hier op aarde. Kyk mooi wat sê Openbaring. In Openbaring 21 vers 1 tot 8. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Die stad het uit die hemel uit afgekom, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. En verder sê hy, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee, die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Want die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede woord. Die Griekse woord vir die wederkoms is parousia. En hierdie woord is afgelei, of in daardie tyd, het dit so gewerk, dat as hooggeplaastes 'n stad kom besoek, dan sien die mense uit daarna, en dan trek hulle beste klere aan, en dan ontmoet hulle hierdie mense wat in parousia na hulle toe kom, of die besoek noem hulle parousia. So, die wederkoms is die tyd waar ons vir God verwelkom hier op aarde. Dis nie 'n tyd waarvoor ons moet bang wees nie. Dis nie 'n tyd waarvoor ons moet onseker wees nie. Dis 'n tyd waarna ons regtig moet uitsien. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ek vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet. So sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde.
dit is glashelder. Die wat klaar gesterf het, is by die Here. Hulle sal opstaan. Ons wat nog op aarde is, sal saam met hulle opgevang word en opvaar na die hemel toe. As God kom, dit is iets om na uit te sien. Ons moet bly wees daaroor. Ons gaan weggeruk word na hom toe. As hy weer kom haal hy sy kinders. Die dag van die Here is Jesus se. Daar gaan anti-Christene wees. Daar is nie 'n voorlopige tyd wanneer ons hemel toe gaan nie. Die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Die wederkoms is die verwelkomingsdag van God hier op aarde. En dan in die 6de plek, God het ons gereed gemaak vir hierdie dag, soos wat 'n bruid haarself mooi maak. Jesus gaan bly wees om ons weer te sien. Openbaring 19 vers 1 tot 8. Die dag van die Here is, vers 7 tot 8. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. God het ons gereed gemaak vir sy koms. Hy is besig om ons gereed te maak vir sy koms. Hy gaan baie trots wees op ons as hy aarde toe kom, om ons te kom haal. Die dag van die wederkoms is 'n goeie, mooi dag, waarna God uitsien, lyk dit vir my in die Bybel, en waarna ons ook moet uitsien. En dan wil ek 'n 7de punt bysit. En die dag van die Here is Jesus se. Daar gaan anti-Christene wees. Daar is nie 'n voortydige tyd waarin ons hemel toe gaan nie. Die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Dis die verwelkomingsdag van God op aarde. In die 6de plek, God het ons gereed gemaak soos 'n bruid haarself mooi maak. En in die 7de plek wil ek ene byvoeg, en dit is dat ons reeds 'n deel van die hemel nou hier op aarde het. Want God is reeds nou hier op aarde. Ons het reeds 'n deel van die hemel nou hier. Ons as Christene moet besop dat ons nie so gefokus daarop om hemel toe te gaan, dat ons nie lewe hier op aarde nie, want God het ons juis hier op aarde geplaas om 'n verskil hier op aarde te maak, om die mense wat nog nie van hom gehoor het nie, van hom te vertel, sodat ons almal saam kan hemel toe gaan. In Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Die ewige lewe is om God te ken. Dit begin op aarde. In Johannes 5 vers 24, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. So ons is reeds nou hier op aarde, het ons alreeds 'n stukkie van die hemel, want ons het God se teenwoordigheid, en ons moet saam met God leef, en ons moet saam met God werk, soos 'n bruid wat haarself mooi maak, en ons moet die evangelie versprei, en ons moet fokus hier op hierdie aarde, sodat ons kan fokus op die hemel, en op die tyd wanneer Christus terugkom, wanneer hy gaan trots wees op ons, wanneer dit 'n goeie tyd is, 'n tyd wanneer ons gaan uitsien, 'n tyd wat ons nie gaan weet wanneer dit kom nie, maar dit kan enige oomblik gebeur. Christus kan enige oomblik terugkom. Kom Here Jesus, kom. Ons sien uit daarna, ons verwag U, ons soek U, en in die tyd wat ons wag, Here, gaan ons U koninkryk bou hier op aarde, en ons gaan vir almal van U vertel. Dit is die boodskap van die Nuwe Testament. Amen.